Goeiemôre geliefdes, hartlik welkom by vanoggend se boodskap. My naam is Quinte Skols, die leraar van NG Oudtshoorn Park en dit is vir my baie lekker dat ek saam met jou kan wees vandag. Mag die Heilige Gees aan die woord kom en mag hy die prediker wees en ook die naprediker. Baie welkom op NG Park se YouTube kanaal. Ons praat vandag oor fisiese reën wat geval het by ons hier in die Klein Karoo, maar ook oor geestelike reën. En hoe lyk dit in jou lewe op hierdie stadium? Hoe lyk jou geestelike lewe en hoe lyk jou verhouding met die opgestane Jesus? En ek wil vanoggend, voordat ons nou gaan saam lees uit die woord uit, wil ek vir jou bid en dat jy werklik die geestelike reën sal beleef. Hoe die Heilige Gees in jou kom werk en hoe hy jou kom vertroos en krag gee en weer opnuut aan die hand vat en met jou die toekoms instap. Maar voordat ons nou saam lees en hierdie tema aanspreek vanoggend, kom ons bid saam. Heilig, heilig en heilig is U, Here God. Aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid. Here, dankie dat ons kan saam wees vanoggend. Dis my gebed, Here, dat U nou my as stofmens gebruik om hierdie boodskap oor te dra. Ek is nederig, nietig en afhanklik. Ja, Here, spreek. Want ek verklaar Jesus as my verlosser en saligmaker. En is my gebed, Here, dat U elke boetie en sussie ontmoet, net daar waar hulle is, of hulle nou in hulle woonkamer sit, of op hulle foon kyk, of in 'n geselskap sit eers waar daar 'n TV-skerm is. Ja, Here, mag U nou spreek en laat U kinders luister, dat hulle U woord sal inneem, dat ons sal groei hierdeur en dat ons dit prakties kan gaan uitleef in 'n wêreld daar buite. Laat ons ook 'n geestelike reën vir ander mense kan bring daar waar ons geplant is. Ek bid nou vir ons, Here, en mag U ons oë open, ons harte oopmaak vir oggend, sodat U woord ook vir oggend op ons kan neerval. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Vanoggend praat ons oor die fisiese reën wat die laaste tyd geval het in die Klein Karoo en die Groter Karoo en in die Kaap. Maar ons praat ietsie daarmee saam oor geestelike reën en die geestelike reën in jou lewe. Ons sê vir mekaar in Pinkstertyd die Heilige Gees is uitgestort. En ons vier vanoggend Pinksterfees nagmaal ook by ons in die gemeente in NG Park. Jy kan gerus op die Facebook bladsy ook gaan kyk van NG Park as jy daai diens ook sou wou volg. Maar as ons praat oor Pinkstertyd en Pinksterfees, dan beteken dit dat ek en jy is met die Gees gedoop, want die Gees is uitgestort. En as jy saam met my sê jy glo in die opgestane Jesus, dan het jy die Gees van God. Jy sien vriende, my vraag is net, daai geestelike reën het plaasgevind. Jesus het reeds aan die kruis gesterf. Hy het reeds opgestaan. Maar die vraag is, wat maak ek met die geestelike reën? Wat maak ek met dit wat klaar gebeur het? En die vraag vanoggend is, wat gaan in my hart aan? Wat gaan in my geestelike lewe aan? Hoeveel tyd spandeer ek aan God? Waar staan ek in my verhouding met die opgestane Jesus? Is daar 'n geestelike droogte? En dis hoekom ek oor die geestelike reën praat. Daai pragtige liedjie Let It Rain. Laat dit reën, Here. Laat dit reën in elke kyker en luisteraar se hart vanoggend. Baie keer sê mense vir my, Dominee, dit voel of ek teen die plafon vasbid. Ek beleef 'n geestelike droogte. Ek bid, maar dit voel of die hemel stil is. Ek lees die Bybel, maar dit voel of daar niks gebeur nie. Ek kom nagmaal toe, maar ek sit leeg by die tafel en ek weet nie hoekom nie en ek weet nie wat ek moet doen nie. Maar dan gaan ons vanoggend by 'n paar punte uitkom. En waar ek dit op jou hart wil druk om werklik die Bybel te vat en dit te gaan lees. En terwyl ek so praat om te blaai en te lees en te kyk op die skerm en dit wat die Here vanoggend vir jou wil kom sê. Die eerste teks wat die Here op my hart gedruk het is Psalm 63. In hierdie Psalm lees ek so vanaf vers 1, 'n Psalm van Dawid na aanleiding van sy verblyf in Juda woestyn. Ek soek U, o God, my God.
Ek dors na U, ek smag na U, soos in 'n dor en 'n droë land, 'n land sonder water. Ek wil by U in die heiligdom wees, om daar U mag en grootheid te ondervind. U troue liefde is meer werd as die lewe, daarom sal ek U prys. Ek sal my lewe lank loof, U loof, my hande ophef om U naam te prys. Ek lees weer vers 5. Ek sal U my lewe lank loof, my hande ophef om U naam te prys. Luister wat sê vers 2 ook. Ek soek U, o God, my God, ek dors na U. Ek smag na U, soos in 'n dor en 'n droë land, 'n land sonder water. Ons het nou die fisiese reën gesien en hier was baie water en die damme is vol en die riviere het begin loop en ons het ook 'n klomp van ons geliefdes wat baie skade gekry het. Dit is inderdaad so met al hierdie baie water, maar die sluise van die hemel het oopgegaan. En ons het fisiese reën ontvang en daarvoor wil ons ook vanoggend die Here kom dank in 'n dankdag om net te sê dankie Here. Dankie Jesus. Dankie dat U ook vir ons sorg. Dat U die God is wat vir ons hierdie water kom gee. Dit was verskriklik droog ook gewees. 'n Paar jaar terug was dit vir jare lank droog gewees in hierdie omgewing. En daaroor is ons ook vanoggend verskriklik dankbaar. Maar ek wil dit so 'n bietjie verder vat vanoggend na jou geestelike droogte toe. Droogte is 'n harde plek om te wees as daar nie water is nie. En dan ly almal onder dit wanneer daar droogte is. Nou vriende, kom ek bietjie na jou geestelike lewe toe en ek wil vra dat jy eerlik moet wees. Is daar in jou geestelike lewe 'n vrug wat jy kan sien? Is dit groen en welig en groei dit en dra jy vrug of is daar 'n stuk geestelike droogte wat ons kan bespeer ook by jou? Baie mense probeer hierdie droogte wegsteek en ons sien dit. Hulle glimlag in die kerk. Hulle sing liedere saam. Hulle ken die taal van geloof, maar daar is iets wat ontbreek. Baie mense is moeg. Hulle is uitgeput. Hulle werk hard in 'n week en baie mense beleef 'n leegheid en dalk uitbranding want hulle het nie meer tyd vir God nie. Kerk kom amper half bietjie laaste. Jou verhouding met die Here spandeer jy maar so 2 minute aan die Here net voor jy gaan slaap in die aand en jy lees dalk maar toevallig net jou Bybel, sommer maar daar waar hy oopval. Maar vriende, dit is nog nie 'n lewende verhouding met die opgestane Jesus nie. Ek lees iets hierso van Dawid wat hy sê ek soek die Here met my siel, met my vlees, met my alles, smag ek na 'n lewende verhouding met God. En hy sê, maak nie saak wat nie, ek sal U my lewe lank loof in vers 5, my hande ophef om U naam te prys. En dit is vir my so pragtig as Dawid dit kom sê. Vriende, is dit jou smagting vir oggend om ook in daardie verhouding met God te staan? Eerste punt wat ek vanoggend vir jou kom sê is erken dat jy God nodig het in jou lewe. Erken jy dors na God net soos Dawid. Erken daar's 'n geestelike droogte in jou lewe want erkenning is heel moontlik die eerste stap dat jy by die regte antwoord gaan uitkom. Matteus 5 vers 6, as ek daai gedeelte lees van die bergpredikasie en waar Jesus dan praat oor die woordjie Makarios, geseënd is jy as jy weet hoe afhanklik jy van God is in vers 3, dan gaan hy so 'n bietjie verder, geseënd is die wat treur in vers 4 want hulle sal vertroos word, geseënd is die sagmoediges in vers 5 want hulle sal die nuwe aarde ontvang en dan vers 6 is nogal vir my van belang vir oggend, geseënd is die wat honger en dors na wat reg is. As jy hierdie dors in jou binneste het om in die regte verhouding met God te leef, dis die eintlike vertaling van daai sin. Ek dors daarna om in die regte verhouding met God elke dag te staan. En ek erken ek het God nodig.
En vriende, dan moet ons ook erken ons prioriteite is nie reg nie. Ons weekprogram is nie reg nie. Want ons spandeer die minste tyd aan God, maar ons verwag die meeste van God. Die bekende Augustinus van Hippo het op 'n stadium gesê, "Our hearts are restless until they rest in God." Until they rest in God. Geestelike droogte word gevaarlik wanneer ons gemaklik raak sonder God. Baie mense leef so in 'n wêreld daar buite waar hulle gemaklik raak sonder God. Jy sien vriende, vanoggend wil ek dit so op jou hart kom druk. My boetie en sussie, jy kan nie in hierdie gemaksone ingaan en sê maar ek het eintlik nie hierdie goed nodig nie, Dominee. Ek hoor wat jy sê, maar my lewe lyk eintlik heel oukei. Wat moet ek nog doen? Vriende, die vraag is hy jou bron? Is hy die water? Is hy die lewe vir jou? Is hy jou alles? Wanneer laas het ek werklik na God gedors? Wanneer laas het ek opreg gebid? Wanneer laas het ek stil voor God geraak? Wanneer laas het jy net stil gaan sit en sê, Here, ek kan nie sonder U leef nie? 'n Tweede punt wat ek so op jou hart wil druk vanoggend is Openbaring, die Openbaring van Johannes daar in Openbaring 2 vers 5. En ek wil hê jy moet dit ook saam met my lees vanoggend. En dan staan daar geskryf: "Wie sy woord egter gehoorsaam, in hom het die liefde van God werklik sy doel volkome bereik. Hieraan weet ons dat ons in hom is. Wie beweer dat hy in hom bly, behoort self ook te lewe soos Jesus gelewe het." Hierdie gedeelte, as ons dit hoor, is die eerste brief van Johannes wat ek nou gelees het, hoofstuk 2 vers 5, en dan gaan ek nou na die volgende gedeelte toe wat ek van gepraat het, Openbaring 2, dis ook in vers 5. So luister mooi, wie beweer dat hy in Jesus bly, behoort ook te lewe soos Jesus gelewe het. Met ander woorde, ons moet weer terugkom en sê, lewe ek soos wat Jesus gelewe het? En luister dan wat sê Openbaring 2 vers 5. Dan sê hy ook die volgende: dink daaraan hoe ver julle al agteruit gegaan het. Bekeer julle en doen weer wat julle in die begin gedoen het. Anders as julle nie julle bekeer nie, kom ek na julle toe en sal ek julle lamp van sy plek af wegvat. Hy sê bekeer julle en doen weer wat julle in die begin gedoen het. En in die eerste brief van Johannes hoofstuk 2 vers 5 sê, wie beweer dat hy in God bly, behoort ook te lewe soos Jesus gelewe het. Vriende, dis tyd dat ons terugkom en ons bekeer en dat ons begin lewe soos Jesus gelewe het. Dis die oproep wat Johannes kom gee in die eerste brief en in Openbaring, hoor ek dit weer. Bekeer jou, keer terug na jou eerste liefde en begin weer van voor af. Die eerste brief van Johannes, as ons in hoofstuk 1 lees, dan sê 1 Johannes vir ons, as ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Maar as ons sondes bely, hy's getrou en regverdig en hy vergewe ons sondes. Kom bely vanoggend, jy het Jesus nodig. Bely jou sonde. En dan hy vers 5 van hoofstuk 2 wat ek gelees het, wie beweer dat hy in hom bly moet lewe soos Jesus. En dan lees ek in Openbaring 2 vers 5 dit ook, bekeer julle, doen weer wat julle in die begin gedoen het. Dalk het ons begin lou word, jy het ergens jou hart vir die Here gegee, jare terug, en ewe skielik het jy in 'n gemaksone begin verval. Dis hoekom ek dit sê, dis gevaarlik wanneer ons gemaklik begin raak sonder God. Hoor wat ek vanoggend op jou hart kom druk. Openbaring 2, as jy 'n bietjie daar gaan lees van die gemeente in Efese, het hulle kerk gehou, hulle het nog gewerk, hulle het dinge reg ook gedoen, maar dit lyk asof hulle lou geword het.
Hulle het hulle eerste liefde verlaat. En dit beteken ek en jy kan aktief wees. Ons kan besig wees selfs by die kerk. Ons kan godsdienstig lyk. Ons kan so vertoon. Maar die vraag is ek en jy werklik 'n kind van die Here en is daar 'n geestelike droogte in my lewe? Laat ek maar net 'n fasade of 'n beeld voorhou. Maar hier binne-in is jy nog nie in 'n absolute oorgawe nie. Dalk is daar dinge wat jy terughou. Dalk is daar onbelyde sonde. Dalk is daar dinge wat moet regkom. En daarom druk ek daai 1 Johannes 1 ook op julle harte. Gaan na God toe en bely jou sonde vanoggend. Bekeer jou en begin weer. En dis die boodskap van Pinkster, dat ek en jy weer kan begin. Partykeer moet ons net teruggaan na die begin toe en sê, Here, ek wil weer daar wees, daar waar ek my hart vir U gegee het. Here, help my, dat ek weer 'n nuwe mens sal word. En ek het gaan kyk na die Griekse woord, en dis die woord metanoia. Daai bekering, wat bekering vandag plaasvind. En vriende, ek is van die oortuiging dat bekering 'n daaglikse aktiwiteit is, dat dit 'n daaglikse proses is, want heiligmaking is hierdie proses tot die dag van my dood toe, en ek moet daagliks my bekeer. Praat nie van wedergeboorte nie, praat nie van daai eenmalige jou hart vir die Here gee nie, ek praat van bekering. Bekering beteken ek verander my denke, sê metanoia. Metanoia, die Griekse woord, beteken 'n verandering van rigting, om terug te draai na God toe. Want Pinkster gaan oor transformasie. Dat ek en jy moet terugdraai na God toe, bekeer julle en kom terug na my toe. Joël 2 sê, bekeer julle tot my met julle hele hart. Die bekende John Stott, die teoloog, skryf en sê, revival begins when God's people return to wholehearted devotion. Want ons met ons hele hart God aanbid. Presies daar wat ek heel in die begin gelees het in Psalm 63, waar Dawid gesê het, met my siel en met my vlees, ek soek U, o God, my God, ek met my siel dors na U, ek met my vlees smag na U, staan daar geskryf. Hoor ons dit? Is dit vanoggend ook jou begeerte? Het jy die vuur in jou verloor, boetie en sussie? Het jy jou passie vir Jesus verloor? Het geloof net vir jou 'n gewoonte geraak en het jy dalk ophou bid en sê, ag maar wat help dit in elk geval? Het jy koud begin word en lou begin word in jou geestelike lewe? Dan kom bid ek vir geestelike reën in jou lewe. Dat die Here jou sal seën. Ek kom bid dat jy die Here se stem duidelik sal hoor. Kom bid dat dit sal reën daar waar jy geplant is. Die Here kom sê vanoggend vir jou, kom terug. Kom terug, want ek het 'n plan met jou lewe. Ek wil jou stuur. Gaan na die nasies toe. Ek stuur julle. Hy blaas oor ons. Ons het dit in Johannes 20 hierdie week 'n klomp keer gelees. Hy blaas oor ons en sê, ontvang die Heilige Gees. Jy het die Heilige Gees. Jy is nie alleen nie. Kom terug na God toe. Hy kom vandag weer en hy kom stuur nuwe reën vir ons droë harte. En hy ontmoet jou net waar jy is. Dalk is jy op 'n plek waar jy sê, Dominee, maar ek is in die wagkamer van die lewe, daar teleurstellings met my gebeur, insidente, 'n egskeiding, daar's slegte verhoudinge dalk met my kind of met my ouers. Daar's baie dinge wat met my gebeur het, finansiële druk. Ek het dalk my werk verloor of ek sukkel daar by my werk. Daar's soveel uitdagings, siekte. Mense wat in hospitale lê, mense wat gediagnoseer is met 'n rowwe en 'n dodelike siekte, vriende. Ek wil vanoggend vir jou in jou wagkamer kom bid. Moenie ophou bid nie. Moenie God se hand los nie. Want hy gaan daai reën stuur wat oor jou hart kom val vanoggend. En hy kom sê vir jou, my kind, ek ken jou op jou naam, jy is myne, ek sal jou nie los nie. Ek wil dit op julle harte druk vanoggend in my derde punt
volhard in die geloof en laat die Heilige Gees deur jou kom waai. Die bekende Hebreërs 12 vers 3 is so 'n mooi teks wat daar net staan, maar dink aan hom sodat jy nie geestelik moeg word en uitsak nie. Ek het hierdie week 'n paar keer het ek stil gestaan by Hebreërs en ook wat in Hebreërs geskryf staan. Ek en jy kan so maklik moeg word en uitsak. En dan is dit wanneer ons op ons gevaarlikste plek is. Wanneer ons begin God los en dink ons kan self. Ek wil dit op jou druk, moenie ophou bid nie, moenie ophou glo nie, moenie hoop verloor vanoggend nie, want daar's baie hoop. My hoop is in die opgestane Jesus. Ons treur wel, sê Paulus, maar nie soos mense wat nie hoop het nie in 1 Tessalonisense. Moenie God ophou dien nie. Moet hom nie los nie, want hy los jou nie. Hy wil met jou hierdie pad stap. Ons leef in 'n tyd waar mense moeg lyk, waar hulle geestelik uitgeput is. Maar die Heilige Gees kom bring nuwe wind. En daai wind kom waai deur ons. 'n Teks wat ek vanoggend wil lees en moet lees en die Here het dit op my hart gedruk vir vandag is Esegiel 37. En dis hoekom ek dit vir julle wil lees, om net te sê, maar God sal daai verandering bring. Daai geestelike reën wil hy oor jou kom uitstort. En daar staan in Esegiel 37, ek sal julle terugbring, die mag van die Here het my in besit geneem en my deur die gees van die Here uitgebring en neergesit binne in 'n laagte. Die laagte was vol bene. Die Here het my op die bene laat loop en ek het gesien daar is baie bene in die laagte en hulle is baie droog. Toe vra hy vir my: "Mens, kan daar in hierdie bene weer lewe kom?" Ek het geantwoord: "Nee, dit weet net U, Here my God." En hy sê toe vir my: "Tree op as profeet vir hierdie bene en sê vir hulle: Hoor die woord van die Here, droë bene. So sê die Here my God vir hierdie bene: Ek gaan asem in julle laat kom sodat julle kan lewe. Ek sal vir julle seënings en vleis aansit en julle oortrek met vel en dan sal ek gees in julle gee sodat julle kan lewe en dan sal julle besef dat ek die Here is." En as jy 'n bietjie verder dan aanlees, staan daar geskryf in vers 9, toe sê die Here vir my: "Praat nou as profeet met die Gees en tree op as profeet. Mens, sê vir die Gees, so sê die Here my God, kom uit die 4 windstreke. Gees, blaas in hierdie dooies in dat hulle kan lewe." En dan gaan hy so 'n bietjie verder. Ek het as profeet opgetree soos die Here my beveel het. En toe kom die Gees in hulle en hulle lewe en hulle gaan en staan regop. Dit was 'n baie groot menigte. Vers 11. Die Here het vir my gesê: "Mens, al hierdie bene stel die hele Israel voor. Hulle sê: Ons bene is uitgedroog. Ons het geen hoop meer nie. Dit is klaar met ons." Maar dan staan daar geskryf in vers 14: "Ek sal my gees in julle laat kom, sodat julle kan lewe en ek sal julle in julle land laat woon. Dan sal julle besef dat ek die Here is. Ek het dit gesê en ek sal dit doen, sê die Here." Hoe wonderlik is dit. Ons hoor hoe baie droog dit is. Ons hoor hierdie doodsbeendere en dis die asem. Ek gaan die gees in julle laat kom. Ek gaan asem in julle gee sodat julle kan lewe. Wat 'n wonderlike woord van God. Vriende, dieselfde gees werk vandag nog. Johannes 7 vers 38. Strome van lewende water wat uit sy binneste vloei. Daai strome van lewende water wat uit jou uit kan vloei. Dieselfde gees werk vandag nog. Maar dis tyd. Dis tyd om terug te kom na God toe.
Dis tyd om jou te bekeer en jou sonde te bely en te sê Here, ek het U nodig. Ek kan nie sonder U nie. En daarom het ek vanoggend stil gestaan in my eerste punt om te sê maar erken dat daar 'n geestelike droogte in jou lewe is. Bely jou sonde voor die Here. Keer terug was my tweede punt gewees. Om te sê ek keer weer terug na God toe. Ek bely my sonde. Ek het 1 Johannes 2 gelees en Openbaring 2 vir julle gelees. En dan daarmee saam in my derde punt, laat die Gees toe om weer nuwe lewe in jou in te waai. Jesegiel 37, dieselfde Gees werk vandag nog. Nou wil ek jou kom vra, as jy hierdie seën van God beleef, en jy is 'n geseënde en jy weet jy's 'n kind van die Here en jy het nie 'n geestelike droogte nie, dan wil ek vra dat jy tot seën vir ander gaan wees, mense wat dalk 'n geestelike droogte beleef, om vir hulle te bid, om hulle te besoek, om te hoor hoe gaan dit, om te hoor of jy iets kan doen vir hulle fisies, maar ook geestelik, om vir hulle tot seën te wees, om hoop te gaan bring, daar waar jy geplant is, om liefde uit te leef, mense te gaan bemoedig, om ligdraers te wees. Laat geestelike reën val oral waar jy beweeg. Wees tot seën vir ander ook. Daar's mense moeg. Daar's 'n droogte daar buite in die wêreld. Daar's 'n klomp mense wat nog in die vlees is. En is tyd dat ons daai geestelike reën gaan laat val, want Johannes 20 hierdie hele week het ek gelees, soos die Here my gestuur het, stuur hy julle ook. Gaan. Ons moet in beweging inkom. God spesialiseer daarin om woestyne te verander. Jesaja 43 vers 19, kyk, ek gaan iets nuuts doen. Ek maak 'n pad in die woestyn. Ek wil kom afsluit vanoggend met 'n baie kort storie, want ons het die fisiese reën het ons beleef. En ons het nou gepraat oor die geestelike reën vanoggend. En dit kom daarop neer dat ek en jy eerstens moet erken ons het God nodig. Ons moet eerlik gaan wees hoe lyk ons lewe. Ons moet tweedens ons sonde bely en terugkom na God toe. En dan wil God my en jou stuur. Hy blaas weer lewe in ons in, nuwe lewe, en hy stuur ons uit om ook 'n seën vir ander te gaan wees. Maar vriende, hierdie storie is 'n baie bekende storie, maar dit bly my altyd by. Dit was ook 'n boer gewees en daar het vir jare lank nie gereën nie en dan so stuk maar gereën, maar dit was baie droog gewees. En op 'n dag toe besluit hierdie boer, maar ek gaan begin ploeg. En ek gaan my lande begin voorberei en ek gaan in gereedheid kom vir wanneer dit reën. En so het hy gereed gemaak en sy buurman het by hom gekom en hy het net hierdie stofwolk gesien en gesê, "Wat doen jy? Jy's besig om baie stof te maak." En die boer het geantwoord, "Ek wil gereed wees wanneer die reën kom." En toe reën dit. Toe was hy gereed gewees. My vraag vanoggend aan jou is, bid jy nog voordat jy die uiteinde kan sien? Aanbid jy God nog voordat jy weet of daai deur oop is? En of die deur oop gaan of toe bly, vertrou jy God dat hy die beste weet en dat hy jou nie sal los nie? Ja, ek bly glo, al voel dit baie keer of daar 'n droogte in my lewe is, ek gaan nie God se hand los nie. Maar ek kom bid vanoggend dat hy weer ons harte sal oopmaak. Dat jy vanoggend daai geestelike reën sal ontvang. En dat jy sal weet God is nog nie klaar met jou storie nie. Jou storie is nog nie klaar geskryf nie. Die geestelike reën kom val op jou vandag. Vat sy hand en stap die toekoms in. Ja vriende, ons moet voorberei. Want die dag en die uur wat die Here terugkom kan enige oomblik plaasvind. Daarom moet my lande reg wees. Wees voorbereid en hou die Here se hand vas, moet hom nie los nie. Ek bid en sê dankie vir die fisiese reën vanoggend. Maar ek kom dank ook die Here vir die geestelike reën in ons lewens.
Dankie dat ons in hierdie tye soveel geleer het en nader aan God beweeg het. En dat die Here elke dag besig is om te werk met ons. Want heiligmaking is die pad wat ons stap. Dankie Jesus. Amen. Here, dankie dat ons ver oggend net kon saam wees. Dankie dat ons ook hoor daar het fisiese reën geval en ons is dankbaar vir dit wat die laaste paar weke in ons omgewing gebeur het. Maar Here, ons kom ook ver oggend en vra dat U steeds daai geestelike reën laat val. Here, dis net U wat kan lewe blaas. Dis net U wat U Gees kan gee en in ons laat kom sodat ons kan lewe. Sodat ons kan opstaan en gaan doen dit wat U van ons vra om te doen. As ons wegbeweeg van hierdie boodskap vandag af, Here, dat ons sal gaan vrug dra, dat ons dit sal gaan uitleef want U stuur ons die wêreld in. Ja Here, ons kom bely vandag ons sonde, ons afhanklikheid. En dan sê U vir ons, jy's geseënd my kind. Seënd as jy weet hoe afhanklik jy van my is. Here, U kom druk dit op ons dat ons weer moet terugkeer en ons bekeer. En daarom het ons 1 Johannes in Openbaring 2 ook gelees. En dan Here, hoor ons in die laaste plek vanoggend dat ons moet volhard en dat U Heilige Gees deur ons kom waai ook in 2026. En laat ons tot seën vir ander kan wees. En as dit ons is wat die geestelike droogte beleef, dat ons vanoggend sal hoor hoe die Heilige Gees deur ons kom waai en sê, staan op my kind, daar's hoop. Ek het 'n plan met jou lewe. Moenie ophou bid nie, moenie ophou glo nie. Vertrou my, ek sal sorg. Psalm 37. Dankie Here. Ek loof U daarvoor en mag U ook nou die naprediker wees. Mag hy geestelike reën van hierdie hele week se Pinksterpreke val, Here, daar waar dit hoort, daar op daai grond wat dit nodig het. En ek bid daarvoor in die naam van die opgestane Jesus, my verlosser en saligmaker. Amen. Vriende, dankie dat julle ver oggend ingeskakel het. Goedheid en guns, ons kuier weer met mekaar.